En as ek dit kan titel, wil ek sê, dien jy die Here net vir die voordele daarvan? Ek was hierdie week het was my baas se suster is ook oorlede, en nog voor die begrafnisreëlings gebeur het hulle al na haar huis toe gegaan, die familie, en hulle wil nou dit hê, en hulle wil dit deel, en hulle wil dat vat, maar niemand was in kontak met hom nie. Inteendeel, sy was vir 'n paar dae oorlede in haar woonstel, en niemand het eers geweet het. Hulle het haar so gevind waar hulle die deur moes afskop van eind tot op. En toe dink ek vir myself, weet, dit is presies hoe familie werk. En dit is presies hoe ons as mense, as ons kyk, hoe kan ons met iemand iets vriende wees, of wat ook al, vir die voordele wat ons daar uitkry. So ek wil vanoggend hierdie woordtitel, dien jy die Here vir die voordele wat jy daar uitkry. Ek het jare terug, toe ek 15 was, in die hoërskool, het ek my eerste offisiële Bybel gehad. Ek het die Here saam met my ma gedien, ek het in die kerk groot geword, maar ek het nooit my eie Bybel gehad. Ons het mos maar kinderbybeltjies gekry, maar ek het nog nooit my eie groot Bybel gehad. En die een dag, toe kom hulle na die skool toe, en hulle sê, hulle wil vir elke kind 'n Bybel gee, jy kan saal toe kom as jy 'n Bybel wil hê, en hulle het 'n Bybel, en hulle het my naam daarop gesit. Hoor, ek was chaff, my naam is op die Bybel, dit was my Bybel. En ek kan nie alles onthou wat hulle daai dag gepraat het, maar die een ding sal ek nooit vergeet nie. En daardie man het gevra, as hier nou 'n brand in jou huis ontstaan, nou vir 'n 15-jarige om te vra as daar 'n brand ontstaan, wat gaan jy eers gryp? My klere, my skoene, my tas? Nee, my tas gaan ek los, want ek 'n verskoning om my huiswerk te doen nie. Maar jy het al hierdie dinge, jy het 'n hele lys, wat gaan jy gryp as daar 'n brand ontstaan? En dit het altyd by my gebly. En hy het gesê, as jy nie nou gesê, jou Bybel is een van daai dingetjies op die lys, eintlik inteendeel heel groot, dan jy dit lees. En dit het altyd by my gebly. En daai Bybel het ek bewaar soos my lewe. Hierdie Bybel bewaar ek soos my lewe. Ek kan nie sonder hierdie Bybel van my nie. En ek het net in die week, toe dink ek nou daaroor, en per toevallig sien ek toe gister 'n storie, eergister, 'n storie van 'n vrou wat het ingegaan en ek wou musiek geluister en daar's hierdie video van 'n vrou en vir een of ander rede luister ek dit. En die vrou vertel ook 'n storie oor 'n Bybel. En sy sê dat sy het op 'n vliegtuig gesit en sy het gebid, Here, want sy doen ook so konferensies op goeders, en sy bid, Here, asseblief, ek wil net met iemand sit wat nie baie praat nie, of ek wil asseblief net alleen sit op die vliegtuig, ek is moeg, ek wil nie met iemand praat nie. En so waar is 'n wragtig, sy sit alleen, en net voor hulle die deure toe maak, kom haar man gaan ingehardloop. En hy kom sit langs aan, sy sê, Here, weet hierdie ou gaan baie praat, hy lyk soos een van daai mense wat baie kan praat. En sy dog, okay, nou gaan sy hom nou iewers te afsit, dat hy nou nie met haar chat nie, want sy het nie nou lus om vir net sy al haar Bybel uit. Want dan gaan, of een van 'n paar dinge gebeur, hy gaan dink of sy is mal, wie lees Bybel op 'n vliegtuig, of hy gaan glad nie met haar praat nie, want sy lees 'n Bybel. Jy weet, want as jy die Bybel uit haar hart, baie mense weg, jy weet, of as jy weer die Here vra, dan hardloop hulle weg. En sy haal haar Bybel uit, en die man sê, dis interessant dat jy nou Bybel lees, en sy dog, okay. En sy sê, maar wat weet jy van die Bybel? En hulle begin toe so te praat, en hulle deel oor en weer, en die Here sê vir haar, dat sy met haar Bybel vir hierdie man gee. En sy sê, Here, ek gaan nou nie dit doen nie. Ek sal as ek huis toe gaan, sal ek vir my nuwe Bybel koop, alles daarin merk wat ek het, en dan sal ek dit vir hom pos. Maar ek gaan nie my Bybel vir hom gee nie. En die Here sê, gee jou Bybel, en sy gee haar Bybel vir die man. En so gaan die storie toe nou aan, en hulle klim van die vliegtuig af, en sy dink, Here, kan ek die man dalk agtervolg? Vir indien hy my Bybel in 'n asblik gooi, en kan ek hom vat. En toe ek dit sien, toe moes ek dit vir my man wys, toe sê hy, dis presies wat jy sal doen. Want ek sal ook, ek sal sê, ek net kyk of hy nie my Bybel weggooi, en dan kan ek hom terugvat. En so gaan dit toe aan, en sy vertel die storie, dat sy toe nooit van die man gehoor nie. En 'n hele paar jaar later kry sy 'n foonoproep, en dit is die man van die Bybel. En sy naam was Raak. En hy sê toe van nee, hy het 'n week afgevat na dit, om daai Bybel te gaan lees. En hulle begin toe te praat, en hy sê toe, hy is nou in 'n kerk, maar hy het nou in 'n spesifieke kerk toe gegaan, en so gaan die storie. En sy het nooit weer van hom gehoor. En 'n hele paar jaar later, amper 24 jaar later, toe het sy ook eendag 'n konferensie gedoen, en na die konferensie toe kom 3 vroue na hom, en hulle sê, dit is Ron se dogter, sy vrou en 'n familievriend. En toe sê sy, hier is nog steeds die Bybel, toe sy oorlede.
Maar toe hier is nog steeds die Bybel wat hy behaag gevat het. En deur daai Bybel het hy sy hele gesin na die Here toe gelei. En toe haar pa oorlede is, die maat ook al in die Bybel geskryf, toe haar pa oorlede is, het daai Bybel haar gedra deur daai dood van haar pa. En sy het ook in die Bybel geskryf, en daai vrou sê, dit was vir haar so mooi die Bybel oop te maak, en al die versies van almal wat gehighlight is, en wat hulle langs aan dit geskryf en gesien het. Maar dit was hoe daai man tot by die Here gekom het. En so het ons elkeen ook ons storie. Ons almal het 'n mooi storie van hoe ons pad met die Here gekruis het. Party mense het 'n wonderwerk storie, iets wonderbaarliks het met my gebeur, en dit is hoekom ek die Here dien vandag. Maar ander mense het nou weer 'n seer storie. Ek moes deur 'n seer swaar pad gaan, ek was dalk in die tronk, en dis waar ek gehoor het van die Here, en dit is waar my hart vir die Here gegee. Of ek het dalk deur 'n baie moeilike tyd gegaan, en ek het nie die Here geken nie, en daar het ek die Here gevind. Dalk het jou ouers jou gedwing om kerk toe te gaan, dalk dwing jou man of jou vrou, of jou ouers jou om nou kerk toe te kom, en jy sit net in die kerk, omdat iemand jou gedwing het om kerk toe te kom. Of dalk is jy maar net in die kerkdiens, omdat jy eendag dalk by 'n kerkdiens was, waar daai pastoor hel gepreek het. Maar soos hel gepreek het, en jy jou boeg lang geskrik het, en jy sit in die kerk, omdat jy voel, ek wil net nie hel toe gaan nie. So ek kom kerk toe, en ek kom dien die Here, alles wat ek moet, dis soos wanneer jy weet jy gaan pak slaag kry, by jou ouers. Jy doen alles, hoor jy so voor jou ma by die huis kom, het jy skoon van gewas, bed gemaak, alles is spit en span en skoon, want as jou ma by die huis kom, gaan jy pak slaag kry, dan dink jy daai wat jy alles gedoen het, gaan jy nou help, want dan gaan jy nie so hard pak slaag kry nie, jy gaan jou ma se hart sag maak. Ons kan nie die Here se hart sag maak, deur om net kerk te kom en net te lees nie. En laas Sondag het ons gepraat oor die leeggodsdiens. Maar alhoewel hel 'n werklikheid is, en hel is 'n baie skerry plek, waar toe niemand van ons wil gaan nie, moet dit nooit 'n rede wees, hoekom mense die Here doen. En ek dink ons baie mense daar buite wat wel dit doen. Hulle wil net nie hel toe gaan nie, so dan is die ander opsie, kom ek dien die Here. En dan ruk dit van hulle weg so baie. Jy moet ook die Here dien deur skuldgevoel, deur dwang, deur vrees, of die Here dien deur dit wat die Here vir jou kan doen nie. Jy moet die Here dien, omdat hy die liefling van jou siel is. En as jy waarlik die Here ken, en jy waarlik die Here dien vir daai rede, dan sal jy besef, al die ander goeders is maar net, dis maar net frosty en bekapkheid. Dis maar net die lekkerste wat ons kry, wat die Here vir ons gee. En ek wil hê julle moet saam met my lees uit Lukas 17 uit. En dit gaan oor die verhaal waar Jesus die 10 melaatse manne gekry het, en hulle het na Jesus geroep, vanaf vers 11 tot 19 van ons lees. En op sy reis na Jerusalem, dis na Jesus, het hy deur Samaria en Galilea gegaan. En toe hy 'n sekere dorp ingaan, kom 10 melaatse manne hom tegemoet, wat op 'n afstand bly staan het. En hulle het hulle stem verhef en gesê, Jesus, Meester, wees ons barmhartig. Met ander woorde, hulle het gesê, Jesus, help ons asseblief, ontferm U oor ons. En toe hy hulle sien, het hy vir hulle, gaan vertoon julle aan die priesters, en onderwyl hulle weggaan, het hulle gerein geword. Soos die manne geloop het Jesus hulle rein gemaak. Want sien, hierdie is 'n storie, hier's eintlik 'n hele paar dinge binne hierdie storie wat ons gaan wegval. Want hulle geloof het hulle ook geloop. Hulle het gegaan in geloof, Jesus het gesê, gaan weg en vertoon julle aan die priesters, en hulle het gesond geword, en hulle het gegaan, en hulle, soos het hulle loop, het hulle begin genees. En ek wil net verder dan lees, en een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het hy omgedraai, en God met 'n groot stem verheerlik. 10 ontvang genesing, en 9 hardloop terug na die priesters toe, en gaan doen wat hulle moet doen. Hulle doen wat van hulle verwag was. Ons kom kerk toe, maar dit is wat van ons verwag word as 'n kind van die Here. Ons dien die Here omdat dit is wat van ons verwag word as 'n kind van die Here. Ons bid en al daai dinge, omdat dit is wat ons van ons verwag word.
Hulle het gedoen wat van hulle verwag word, sodat hulle kan teruggaan na die lewe wat hulle gehad het. Dit wat hulle geken het, dat hulle kan terugkeer daartoe. Hoeveel keer is ons ook so, wat ons ook iets verwag, en ons kom kerk toe en ons bid, want ons verwag iets van die Here. Here, ons het nou 'n groot probleem in ons lewe, Here, en ons het nodig dat U nou vir ons help, Here. Dan kom ek kerk toe, want die Here moet my nou help met hierdie situasie. Hoeveel mense is daar al buite wat dit nie doen nie? Wat die kerkbanke vol sit, omdat hulle wil iets hê van die Here. In vers 16, en hy het op sy aangesig neergeval, by sy voete en hom getel, en hy was 'n Samaritaan. En toe antwoord Jesus en sê, het 10 dan rein geword? Het 10 dan nie rein geword nie? En waar is die 9? Was daar niemand onder julle te vind wat omgedraai het en God verheerlik het, behalwe die vreemdeling nie? Net een persoon het omgedraai en teruggekom. En nie eers die persoon wat Jesus het dit geweet, maar nie eers die persoon wat Jesus kom en sê sou verwag het. Want spesifiek sê daai vers, hy was 'n Samaritaan. En later sê Jesus, hierdie vreemdeling. Want onthou, die Samaritane en die Jode het geen gemeenskap met mekaar gehad nie. Hulle het weggebreek en die Samaritane het hulle eie geloof begin aanvat, en so hulle het nie meer gedoen soos wat die Jode doen nie. Hulle het nie meer God gedien soos wat hulle moes, soos wat die Jode dit gedoen het nie. Daai vreemdeling, daai een persoon, daai Samaritaan, wat nie eers deel was van hierdie kerk nie, het omgedraai en teruggeloop na Jesus toe en voor sy voete gaan val. Soos die Samaritaanse vrou wat by die watergat gesit het en sy wou water skep en Jesus vra vir haar water en sy het vir Jesus gesê, maar wie is u wat 'n Jood is om vir my wat 'n Samaritaan is te vra vir water? Want die Samaritane en die Jode het geen gemeenskap met mekaar nie. Toe ek daai vers lees, is dit vir my so interessant dat Jesus dit so genoem het, dat hulle dit genoem het, dat hierdie man was 'n Samaritaan. So dit was nie eers iemand wat elke Sondag kerk toe kom, elke Sondag hier is, by elke bid hier, by elke woordskool, by elke ding van die kerk is nie. Dit was iemand heeltemal buite. Iemand wat jy sou gedink het as jy hom gesien het, hy is op sy pad na die warm plek toe. Hy gaan dit nie maak in die hemel. Daai vreemdeling. En Jesus het nie gesê vreemdeling om te meen, hy's iemand wie Jesus nie geken het nie. Jesus het hom geken. Maar Jesus het gemeen, hy's 'n vreemdeling onder ons. Daai persoon het omgedraai. Die ander 9 het nie eers een omgedraai en teruggekom en dankie gesê. Want hulle het dit vanselfsprekend geneem. Hoeveel dinge neem ons vanselfsprekend wat die Here vir ons doen, in 'n daaglikse basis? Dan draai ons nie om en ons sê, Here, dankie dat ek my oë kan oopmaak, dankie dat ek nie hoef brille te dra, nie hoef in 'n rolstoel te wees, of nie hoef my stem iemand anders moet vir my vertolk, want ek kan nie. Hoeveel dinge het ons om voor dankbaar te wees, wat ons vanselfsprekend neem? Daai mense het tot God geroep, en Jesus het hulle gehoor, en Jesus het hulle genees. En hulle het nie een van daai 9 omgedraai, want hulle het dit geneem, dit is wat Jesus vir my moes gedoen het. Dis wat ek gevra het, dis wat ek ontvang het. Want iemand wat melaats was, moes uit die samelewing uitgegaan het. So as jou man dan melaats is, dan moes hy weggaan van sy familie. En hulle sê party van hulle moes maar aan 'n grond gaan bly, buite kan die dorp, want hy mag nie eers in die dorp kom nie. Hy mag nie tussen die ander wees. So hierdie manne het vir hoeveel jaar, die Bybel sê nou nie vir hoeveel jaar, melaatsheid gehad, en hulle het daar gelewe alleen. Hierdie 9 kon nie wag om tot by die priester te kom en die groen lig te kry om aan te gaan met hulle lewe en terug te gaan na hulle familie nie. Maar hierdie Samaritaanse man het hom nie gehaas na die priesters toe. Hy het hom nie gehaas om die groen lig te gaan kry by die priesters, dat hy nou okay is en hy kan weer aangaan met sy lewe en hy kan weer in die samelewing ingaan nie. Nee, hy het omgedraai en hy het teruggegaan na Jesus toe. En hy het by Jesus se voete gaan val. Want sien, hy het geweet vir wie hy daai ere moet gaan gee.
Want as hy na die priesters toe moes gaan, sou hulle gesê, ja, jy is genees. Die priesters kry die eer, hy is genees, hulle kan hy teruggaan in die samelewing, hulle is dankbaar vir die priesters. Maar daardie man het geweet, hy moet by Jesus se voete gaan wees. Hy moet lof en ere en hulde aan Jesus bring vir wat Jesus vir hom gedoen het. Hierdie man het eintlik baie meer ontvang as net genesing. Want as jy weer na die laaste vers lees, die heel laaste vers, ek het omgeskiet, vers 19, en hy, wat Jesus is, sê vir hom, staan op en gaan, want jou geloof het jou gered. Want sien, toe daai man kom, en hy val voor Jesus se voete neer, Jesus het hulle genees, hulle het klaar die genesing ontvang, hulle is klaar rein, hulle kan aangaan met hulle lewe, maar toe hy terugkom, toe ontvang hy iets 'n bietjie meer. Toe ontvang hy redding. Totaal en alle heel gemaak van binne na buite, nie net die buitekant bly mooi nie, maar binnekant ook heeltemal alles het hy ontvang, omdat hy teruggekom het na Jesus se voete toe en hy dankbaar was aan die Here. Psalm 50 vers 15 sê, en roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uithaal. En baie mense lees daai vers net tot daar. Roep my aan in jou dag van benoudheid en ek sal jou help. Roep my aan en ek sal jou help. Maar daai vers het die laaste stuk wat sê, en jy moet my eer. Ons moet die ere vir die Here gee vir hoe ons vandag hierso staan. Ons moet die ere vir die Here gee dat ons nog kan kerk hou, dat ons nog kan werk, dat ons nog 'n familie het, dat ons nog kinders het, dat ons nog kleinkinders het. Al die dinge in ons lewe is eintlik 'n eer uit die Here se hand uit. Die Here hoef dit nie vir ons te gee nie, maar hy gee dit vir ons. Hoeveel maal as ons iets kry, hardloop ons terug en ons val voor die Here se voete en ons sê dankie Here vir dit wat hy vir ons gegee het. As die Here 'n gebed antwoord, dan sê ons vir die kerk en ons sê vir mense in die kerk, jy sê die Here het my gebede geantwoord. Maar het ons eers na die Here toe gegaan en gesê, Here, dankie Here. Wie het al daai movie Ballroom gekyk? Dis 'n baie mooi movie. Nou in daai movie is daar 'n deel waar die vrou het huweliksprobleme gehad, maar sy het met hierdie ouerige dame gedeel wat op die pad van die Here gelei het. En in daai movie bel daai jongerige dame haar en sê, my man wou gecheat het en hy het nou nie gecheat nie en ek het gebid en die Here het hom verlos en hy het sy hart vir die Here gegee en sy het dit al hierdie dinge wat toe nou gebeur het met haar man se lewe en hoe hy pille versteek het en geld en al sulke goeders en sy het dit altyd vir daai dame en die eerste ding wat daai ouerige dame doen toe sy die foon neersit is sy sê thank you Lord, you are merciful. You are great. En sy loof en sy prys die naam van die Here binne haar kom bys en sy raak so opgewonde. Sy het nie eers gegaan en gesê vir iemand anders die Jesusie, daai persoon se gebede is geantwoord nie. Sy het eers gegaan na die voete van Jesus toe en sy het gesê, Here, dankie vir dit wat U vir ons gedoen het. En dit was nie eers vir haar nie, dit was vir haar vriendin. Maar die woord sê, as ek jou kan vertrou in die min, dan gaan ek jou kan vertrou in die meer. So as die Here vir jou genesing gee, soos dat hy vir daai 9 genesing gee, en jy draai om en jy kom terug na hom toe, dan gaan hy vir jou meer gee. Hy gaan vir jou meer gee as wat jy gedink het, jy gaan net daai bietjie kry, maar jy kry nie net daai bietjie nie, jy kry meer. Hierdie man het die Here vertrou en hy het meer gekry, as wat hy wou gehad het. Soos dat Jesus die brood en die visies opgemaak het. Toe daai mense gekom met daai skare en hulle sê, die disippels sê, daar's niks vir hom te eet nie, Jesus 2 brode en 3 visies geneem en hy het dit vermeerder. En nie net, daar's twee dele in die Bybel wat praat van daai storie. Die een praat net van oppervlakkig hulle die visies verdeel en daar was meer as genoeg vir almal om te eet. Maar daar is 'n ander ene ook, ek dink dit is in Lukas wat praat hoe Jesus dit vermeerder het en nie net dit het genoeg, almal het genoeg geëet nie. Vol, klaar. Nie net 'n bietjie Jesus 'n stukkie broodjie vir elkeen stuur op om nie, genoeg oorvloedig gehad. En so 12 mandjies vol oorgebly. 12 mandjies vol vir sy 12 disippels om huis toe te neem. Hoekom het hulle meer gekry as dit wat hulle voor verwag het? Want hulle het gekom om Jesus te kom vind.
Daai skare het gekom, alles daar vir Jesus, hulle was nie daar om te kom eet of om kos te verwag. Hulle het gekom vir Jesus, en Jesus het vir hulle meer gegee as wat hulle kon gedink het. Dit is wat die Here doen. Maar ons moet nie net verwag, ons moet nie net kom kerk toe met 'n verwagting dat dit is wat ons van die Here kan kry nie. Die disippels van Jesus het nie saam met hom gewandel omdat hulle iets uit sy boedel uit gaan kry nie. Omdat die Here vir hulle iets gaan nalaat op die aarde, sy besittings of wat ook al. Hulle het hom gevolg omdat hulle hom waarlik lief gehad het. En ek dink op die pad wat hulle Jesus gevolg het, was daar baie tye wat hulle daarlank gegaan het sonder kos. En nog steeds het hulle Christus gevolg. Ons moet kerk toe kom en ons moet die Here dien en ons moet 'n verhouding met die Here hê, nie uit dit wat ons uit die Here uit kan kry nie, maar uit dit wat die Here vir ons is. Wie die Here vir ons is. Ons moet die Here dien omdat ons hom lief het en omdat ons eendag by hom wil wees, nie oor wat hy vir ons kan doen nie. Ons moet die Here aanroep in ons tyd van nood, maar ons moet nie net die Here ken in daardie tye nie. Ons moet nie net vir die Here kan bid wanneer dit moeilik gaan nie. Ons moet nie net haas na die kerk toe wanneer ons siek is en ons het genesing nodig en die pastoor of wie ook al, almal moet vir my bid en dan as jy gesond is, dan gaan jy die kerk uit en die kerk sien jy nooit weer nie. Jy moet by die Here se voete bly, jy moet by die Here eerste al die ere gee. Ons moet kerk toe gaan omdat ons die Here wil lof en ere gee. En dit is die woord vir die Here op my hart gelê vanoggend. En dis wat ek met julle wil deel, is dat ons met die Here dien, nie net omdat ons iets kan ontvang nie. Ons moet dit eintlik heeltemal uit ons gedagtes uitvat. En sê, Here, daar's niks wat ek kan ontvang. Maar Here, ek dien nie vir wie U in my lewe is, Here. Ek dien nie vir wat U in my lewe doen. Nie vir alles wat U vir my kan gee nie. Want die Here kan vir ons alles gee. Die Here kan vir ons alles gee. Maar ons moet hom dien met 'n liefde, want hy is die liefling van ons siel. En ek wil vra, ek weet ons het nou nie die musiek hiervoor nie, maar ek voel ons moet daai liedjie sing, die gemeente bring aan hierdie lof. Julle ken daai lied, nie? Maar die woorde sal daar op wees. Ons sing hom net so saam. Ons bring die lof en die eer aan die Here, voordat ons hierdie diens afsluit. Wat is die basiese hier? Maar gaan die gemeente bring aan hierdie lof, die gemeente bring aan hierdie lof, die So kom ons staan so en dan sluit ons dit dus voor en dan sluit ons die diens af. Here, dankie Here dat U vanoggend gekom het, Here, en dat U met ons kon praat het, Here. Here, al die lof en al die eer kom U toe, Here, vir dit wat U in ons lewe is, Here. Vir dit wie U is, Here, en nie vir dit wat U vir ons kan doen, Here. Here, ons buig voor die voete neer, Here, en ons lê onsself, elke persoon in hierdie trek voor die voete neer, Here, en ons bring aan U die lof en die eer, Here. Want U naam is waardig om geprys te word, Here. U naam is wonderbaar, Here. Here, dankie vir dit wat U vir ons gee, Here. Dankie dat U uit U hand uit ons seën, Here, en dankie dat U met hierdie gemeente is, Here. Here, dankie vir elke persoon wat in hierdie sitplek sit, Here. Al het hulle kerk toe gekom met 'n krankheid, met iets binne hulle, Here, wat 'n genesing nodig het, Here. Weet ek U het vanoggend reeds verder gegee, Here. Here, ek dankie vir dit wat U in ons lewe is, Here, en vir dit wat U nog vir ons gaan doen, Here. Dit wat U vir hierdie gemeente gaan doen, Here, hoe U Gees op hierdie gemeente gaan uitstort, Here. Ons loof en ons prys U naam daarvoor. Here, gaan so saam met Jaco se moeder, Here, waar sy daar lê, Here, en waar haar kinders vir hom kyk, Here, en nie weet wat sy kan doen, Here. Ek vra dat U die dokters sal aanraak, Here, hulle hande, hulle gedagtes, Here, dat hulle sal alles doen, Here, volgens U wil, Here.
Here, dat sy genesing sal ontvang, Here, en dat sy ten volle sal genees, Here. Dat haar lewe getuienis sal wees vir U, Here. Here, ek wil vra dat U met Cecilia se pa sal gaan, Here, in sy hoë ouderdom wat hy is, Here. Dis 'n seën om daardie ouderdom te gaan bereik, Here. Dis 'n seën uit U hand uit, Here. Here, maar sy liggaam is krank en hy sukkel, Here. Ek wil vra dat U iemand op hulle pad sal stuur, Here. Ons weet dat U gaan 'n weg maak, Here, en U gaan daardie persoon stuur, Here, wat nie 'n sent geld gaan vra nie, Here. Here, stuur iemand op hulle pad om vir haar pa te kan sorg, Here, waar die huis waar hy is, Here, nie daardie dienste aanlewer nie, Here, en waar dit moeilik is vir hulle om daar uit te kom. Wil ek vra dat U iemand sal stuur, Here, wat na daardie oom sal kyk, Here. Here, maar dat U ten volle genesing vir sy liggaam sal gee, Here. Here, dat U met hom sal wees, Here, en dat U met sy familie sal wees en dinge sal versterk, Here. Here, ek bid dat U hierdie week, Here, vir ons sal openbaar en vir ons sal gee uit U hand uit, Here, en dat U met ons sal wees, Here. Here, waar die skole begin, dat U met die kinders sal wees, dat julle gedagtes sal oop en vars hou, Here. Waar party mense nou eers hierdie week begin werk, Here, dat U dit vir hulle sal rustige dag sal begin, 'n rustige week, Here, en dat alles sal goed gaan, Here. Boeite bewaar die mense op die paaie wat terugkom, Here, en wees met hulle, Here. Bring hulle almal terug huis toe, Here, as wat U nou ons sê. En dat ons mekaar volgende Sondag weer sal sien. In Jesus naam. Amen.